Goeiemiddag matrikulante. Welkom by Afrikaans Huistaal. Vandag, ek is meneer Junaid Anthony, ek is verbonde aan Hoërskool Milnerton in Kaapstad. En wat ons vandag gaan doen, ons gaan 'n bietjie kyk na een van die gedigte. En hierdie gedig se naam is Eerste Worp van T.T. Kloete. So, wat ek eerstens vir u gaan doen, of vir julle gaan doen, is, ek gaan eers deur die gedig saam met julle lees. Sodat jy ook, as mens die gedig lees, dan kry jy 'n beter verstaaning van waaroor die gedig gaan. So maak ook net seker dat terwyl ons lees, onderstreep jy die woorde wat jy nie verstaan nie, indien daar enige moeilike woorde is. Goed, so ons gaan begin. Hier is nou die kopie van die gedig, so ons gaan nou eers deur die gedig lees. Onthou, leestekens het mos 'n bepaalde funksie in die gedig, so ons sal ook al daardie leestekens natuurlik volg. Eerste Worp deur T.T. Kloete. Ons het nie ou kathedrale en kastele nie. Geen breë riviere bevaarbaar vir groot skepe nie. Die min wolke wat ons het, is uil versprei. Ons het nie groot metropole nie. Ons is sonder groot donker groen woude. Dun is ons geskiedenis met min groot name, soos Beethoven of Dante of Rembrandt of Bramante. Ons het min onwerklike, sagte drome. Maar ons het uitgestrekte woestyne en kromgresbome wat houtbeen vaskop in die droë sand en koets teen die son. Ons het baie droëlope en oerrivierbeddings met ou inheemse name soos Gourits en storievertelname soos Skrei of Kameelsleep en Leiersdraai. En baie reste naby aan die Eerste Worp. By wêreldseinde in die suisende stilnag hoor jy die jakkals se fossiel skreeu, iewers tussen angstjank en primitiewe spotlag. Goed, so, wat ons nou gaan doen is, ons gaan kyk na die uiterlike bou. Voordat ons nou by die uiterlike bou kom, wil ek net vir julle sê, hierdie analise is beskikbaar in PowerPoint, maar dit is op Media 24 se webtuiste. So as jy as jy op Media 24 se webtuiste gaan, dan sal jy die inligting, die PowerPoint vir Eerste Worp daar kry. So, wat ek gaan doen is, ons kyk eers na die uiterlike bou van die gedig. Die uiterlike bou is, as ek na die gedig kyk, wat sien ek? En dit is vir my baie belangrik om daarna te kyk. So, in essensie, as jy na die gedig kyk, dan kan jy tel en jy sal sien, daar is 'n aantal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 strofes. 7 strofes, en die strofes is van verskillende lengtes. Dit wil sê, hulle is nie almal ewe lank nie. So, as jy kyk na strofe 1, hy bestaan uit 6 versreëls, so ons noem dit dus 'n sestet. Onthou die terme, julle moet dit onthou, julle moet dit ook kennis daarvan. Strofe 2 bestaan uit 2 versreëls en dit noem ons 'n couplet. Strofe 3 bestaan uit 1 versreël en ons gaan later terugkom na hierdie spesifieke versreël toe. Strofe 4 bestaan uit 3 versreël en dit noem ons 'n tersine. Dan het ons die volgende strofe wat bestaan uit 4 versreëls uit en dit is 'n kwatryn. En dan weer eens het ons 'n strofe wat uit 1 versreel bestaan en die laaste strofe 3 versreëls, weer eens noem ons 'n tersine. So, wat jy nou moet onthou is, as ons na die gedig kyk, moet ons 'n bietjie kennis hê oor die agtergrond van hierdie gedig. So, in essensie, voordat ons by die agtergrond kom, wil ek net vir u noem die volgende belangrike punte rakende die gedig self ook. Daar is natuurlik geen vaste rymskema nie. Geen vaste rymskema en daarom is hierdie gedig eintlik 'n vrye vers. So dit tipe gedig, dit is 'n vrye vers. So, nou kyk ons na die agtergrond van die gedig. Volgens wetenskaplikes was daar omtrent 2023
miljoen jaar gelede. Het 'n meteoriet vanaf die meteoriet vanaf die buitenste ruimte, die ruimte van die wêreld binne gedring. En hierdie meteoriet was so groot soos Tafelberg. En hierdie meteoriet het in die suidelike halfrond van die wêreld geval, hier in Suid-Afrika, tussen die plek, net so suid van Johannesburg, dit is dit, tussen Vredefort en Parys. Dit is waar hierdie meteoriet geval het, en dit het ons aanleiding gegee tot die Vredefort koepel. So wat jy moet onthou is, dit het plaasgevind in die tyd toe die lewe op die aarde, soos ons dit ken, nog nie bestaan het nie. En dan hierdie hele impakproses, hierdie proses waar die meteoriet geval het, word dan daar basis die eerste worp. As ons nou kyk dus na die titel hier, eerste, beteken natuurlik die begin, en worp kom van die woord werp, wat beteken om iets te gooi, maar jy gooi dit met geweld. Jy gooi dit dus baie hard. So dit is die eerste gooi, of die eerste gooi aksie, of die eerste gooi proses. En wat dit dan vir ons aangegee het, dit gee ons die idee, dat dit hier gaan om die skepping van die wêreld. Goed, so, kom ons kyk nou weer. Wat T.T. Klute dan baie effektief doen in hierdie gedigbasis, wat hy baie goed doen in hierdie gedig, is om vir ons die volgende te doen. Hy kontrasteer, wat hy doen is, hy kontrasteer basis vir ons, wat ons hier in Europa het, en wat ons in suidelike Afrika, of wat ons in Afrika het. As ons kyk na strofe 1 en 2, is hier basis die dinge, wat ons in Europa sal aantref. Eerstens, wat ons dan kan doen, ons doen die volgende. Ons stel 'n tabel saam, waar ons sê Europa versus of teenoor Suider-Afrika. So, wat het ons in Europa, wat ons nie in Suider-Afrika het nie? Nommer 1, ons sê, die woord ons dui natuurlik op die mense hier in Suid-Afrika, of in die suide van Afrika. Jammer. So hierdie ons, hier dui op die mense in Suider-Afrika. Wat beteken hier mense wat hier in Suid-Afrika bly? So dit sê in Suid-Afrika, of in die suidelike Afrika, het ons nie die volgende dinge nie, maar dit is wel beskikbaar in Europa. Nommer 1, ons het nie, in Europa het hulle kathedrale en kastele. Wat beteken basis in essensie, sê dit vir ons hier in Suid-Afrika het ons nie kathedrale en kastele nie. Ons het net gewone geboue. Verder, in Europa vind ons breë riviere, en op hierdie breë riviere ry daar bote of skepe. Hulle is begaanbaar vir bote of skepe, en dit word nie in Suider-Afrika aangetref nie. Reël 3, die min wolke wat ons het, is eilversprei. Hier noem hulle dat daar in Suider-Afrika min wolke is, wat impliseer dat ons in Europa natuurlik baie meer wolke het. En gepaardgaande daarmee is natuurlik 'n hoë reënval. Wat beteken baie reën, terwyl daar minder reën in Suider-Afrika val. Dan is daar natuurlik ook, as ons kyk na reël 5, ons sonder groot donkergroen woude. Wat beteken, in Europa is daar baie woude, en hier in Suider-Afrika ontbreek die woude. Hier is nie woude nie. Ons het eintlik maar net die grasvelde, of die savannes, soos ons dit ken. Dan, verder is daar, reël 6, din is ons geskiedenis met min groot name. So, Europa
is ryk aan geskiedenis. En Suider-Afrika self is nie ryk aan geskiedenis nie, of is nie, minder geskiedkundige figure word hier in Suider-Afrika aangetref, of minder mense van Suider-Afrika is histories bekend. Dan, strofe 2, word daar spesifiek 4 mense genoem. Dit is Beethoven, Dante, Rembrandt en Bramante. En jy behoort te weet wie jy moet weet wie die volgende mense is. Beethoven is byvoorbeeld 'n Duitse komponis en hy is een van daardie bekende komponiste en in sy leeftyd het hy ook doof geraak. Dante is 'n Italiaanse digter. Hy het Italiaanse digte geskryf. Rembrandt is van Nederland of Holland. Hy is natuurlik een van die skilders of die kunstenaars wat baie dinge geteken het. En Bramante is 'n argitek. So onthou, Beethoven, komponis, Dante, digter, Rembrandt, skilder, Bramante is 'n argitek. En hierdie 4 bekende name, as jy gaan in die geskiedenis, dan sal jy hierdie 4 name daar aantref. Maar dit is natuurlik die mense wat ons dan van leer in Europa. So, hulle is ryk aan geskiedenis. So in essensie, wat dit eintlik vir ons sê is dat Europa is ryk aan natuurlike en kulturele rykdomme. So hulle het natuurlike rykdom en hulle het kulturele rykdom. Waar as ons kyk na Suider-Afrika, het ons dit nie. Ons kan net droom daarvan. En dit is waar hierdie reël in gedrang kom. Hy sê, ons het min onwerklike, sagte drome. Die ons verwys na ons hier in Suider-Afrika. En hier in Suider-Afrika het ons min drome. Ons droom natuurlik van al hierdie goed wat in Europa is. Ons droom dat ons dalk eendag groot kathedrale en kastele sal hê. Ons droom van breë bevaarbare riviere. Ons droom van baie woude. Ons droom van 'n ryk geskiedenis, maar dit is nie so belangrik vir ons nie. Al het ons dit nie, is dit nie iets waaroor vir ons sal bekommer nie, want wat ons hier in Suid-Afrika het, of wat ons hier in Suider-Afrika het, is genoeg om vir ons aan die gang te hou. En dit is waarmee ons tevrede is. Goed, so, nou gaan ons kyk na, wat het ons dan wel hier in Suider-Afrika? Dit wil sê, weer eens die kontras tussen Suider-Afrika en Europa. Wat het Europa nie? Wat ons hier in Suider-Afrika het. En dit word vir ons gegee in strofe 4 en 5. Goed, kom ons kyk. In strofe 4 sê dit vir ons die volgende. Maar ons eerstens het ons in Suider-Afrika uitgestrekte woestyne. En hierdie uitgestrekte woestyne staan in skrille kontras met die donkergroen woude wat ons wel in Europa kry. Die donkergroen woude. So hierdie 2 kontras nou teenoor mekaar. Hulle staan in kontras met mekaar. Dan, en ons het kromgrysbome wat houtbeen vaskop. So natuurlik het ons kromgrysbome. En hier is natuurlik baie bome. Min bome, baie bome. Bome is min verspreid, natuurlik dig op mekaar bome. Dan het ons dan in Suider-Afrika het ons droë sand wat koets teen die son en ons het dan baie droë lope en ook ons rivierbeddings. En hierdie staan in skrille kontras met die breë
bevaarbare riviere wat ons wel in Europa aantref. So, dan kry ons, nou kom daar nogal 'n interessante wending hier na vore. As ons kyk byvoorbeeld na die kulturele geskiedenis van die Europa, waar ons skryf vir Beethoven, Dante, Rembrandt en Bramante, kom ons hier en ons het wel nie daar die bekende persoonlikhede nie, maar ons het tog interessante name. En hierdie name is ons eie ou inheemse name. En hierdie name is ons plekname in Suid-Afrika en al ons plekname vertel natuurlik vir ons storie. As ons kyk, die eerste pleknaam wat hy van praat is Gourits. En Gourits is 'n Hottentotswoord. Okay? Dan het ons storievertelname. Soos die woord storievertelname sê, vertel hierdie name van hierdie plekke eintlik vir ons 'n storie. As ons kyk na die woord skry of die pleknaam skry, dit is eintlik die 14de en die 13de waterputte wat hulle in die Kalahari Natuurreservaat aantref. In die Kalahari Natuurreservaat aantref. Nou die woord skry beteken eintlik diarree, magwerkings. So wat gebeur het is, toe die mense, destydse mense beweeg het van plek tot plek, het hulle diere van die water hier by skry gedrink en dit het gelei tot die diarree van hier, die plante en die diere. Die plante, die chamas, die wat lemoene wat die diere geëet het en die water wat hulle gedrink het gelei tot diarree of magwerkings. En dit is dan wat gebeur het en dit is hoe hierdie plek dan toe sy naam gekry het. Die tweede pleknaam daar is kameelsleep. Dit dui op die laaste vrylopende kameel wat doodgeskiet is hier in hierdie area. Die laaste kameel wat doodgeskiet is in hierdie area. Wat toe gebeur het, donkies was gevat om hierdie kameel te sleep na, destyds was dit om te sleep na Botswana land, vandag is dit Botswana. En soos die donkies hierdie kameel gesleep het, was daar so 'n amper soos 'n voetspoor agter die donkies waar hulle die kameel gesleep het, van daardie pleknaam kameel sleep. Goed, so, dan die derde, althans die volgende een is hierdie pleksnaam en die pleksnaam is Leiersdraai. Al wat dit doen is, dit is 'n draai in die rivier en dit lyk soos die doek van 'n babietjie en dit is vasgesteek. So vandaar kom die naam Leiersdraai. So net weer om te saam te vat, skry kom van die woord van die 13de en 14de waterputte by die Kalahari, waar die diere die water en die waterlemoene geëet het en hulle het aan diarree gelei, vandaar kom die naam skry. Groot skry, klein skry. Kameelsleep, die laaste kameel wat vrylopend was, wat doodgeskiet was en wat deur donkies getrek is na Botswana land of na Botswana, vandaar kom die naam kameelsleep en dan laaste Leiersdraai, die draai in die rivier waar dit lyk soos 'n baba se doekie wat vasgesteek is en vandaar kom die naam dan. Goed, so, dan volgende kom ons by reël 17. Okay? En reël 17 en baie reste naby die eerste woord. So, baie reste. Die woord reste dui op oorblyfsels, dinge wat oorgebly het. En hier is die oorblyfsels vir ons 'n aanduiding van die weg
van die mensdom. Dit wil sê, die plek of die aarde, of die gedeelte van die aarde, waar die mens aanvankelijk begin of gelewe het. Die Engelse benaming, the cradle of mankind. En dit verwijst natuurlijk naar die plek, vrede, voort, waarvan ons voorheen gepraat het. Dan, vervolgens, by die eerste worp, afhangende van die titel, weet ons moes nou eerste worp, dui op, metaforisch dui dit op die skepping. Maar, soos ek ook gesê het, dit is die eerste gooislag of aksie of handeling. En hierdie hele versreël is 'n metafoor vir die skepping. Okay? En omdat hierdie versreël op sy eie staan, noem ons ook dit is alleen plasing. Indien dinge alleen geplaas word, het dit belangrike inligting. So, dinge word alleen geplaas om belangrike inligting te beklemtoon. En as jy teruggaan, dan sien jy ook reël 9, net soos reël 17, is ook 'n geval van alleenplasing, waar daar natuurlik belangrike inligting is. Dan die laaste strofe, dit is die reëls 18 tot reël 20. By wêreldseinde, in die suisende stilnag, hoor jy die jakkals se fossiel skree. Iewers tussen primitiewe, iewers tussen angstjank en primitiewe spotlag. So, wat ek gaan doen, ek gaan gou vinnig kyk na daardie laaste strofe, en dan gaan ons kyk na 'n paar vrae oor hierdie gedig. Goed? So, by wêreldseinde beteken natuurlik as die wêreld tot 'n einde gaan kom. So in essensie staan wêreldseinde ook natuurlik in skrille kontras saam met die titel Eerste Worp. Want eerste worp het te maak met die skepping, wat beteken die begin, en wêreldseinde het te maak met die einde van die wêreld. Dit wil sê, wanneer die wêreld vergaan. En wat T.T. Klute eintlik dan vir ons probeer sê, is dat net soos aan die begin, waar die wêreld getref is deur 'n meteoriet, sal daar dalk moontlik ook aan die einde, wanneer alles tot 'n einde kom, die wêreld weer deur 'n meteoriet getref word. En dit sal dan die einde van die wêreld beteken. So, by wêreldseinde in die suisende stilnag, die suisende stilnag. Hier kry ons natuurlik die alliterasie van die S-klank. So die alliterasie van die S-klank. En dit het te maak met die rustigheid van die Afrika nag, waar daar nog nie baie lawaai is nie, waar dit nog natuurlik die diereryk is wat daar is. En in hierdie suisende stilnag hoor jy die jakkals se fossiel skree. Nou die jakkals is natuurlik een van daardie oerdiere. Volgens geskiedenis, volgens oorlewing, is die jakkals een van die oudste diere, een van die primitiefste diere.
die primitiefste diere wat ons het. En natuurlijk sluit jakkals dan onmiddellik aan by die baie reste, en omdat dit een van die oudste diere is wat ons het. Hoor jy die jakkals se fossielskree? Die fossielskree, fossiel dui weer eens op primitief of oud. So daardie geluid wat die jakkals maak, is een van die oudste geluide wat jy ook al sal hoor. En daardie fossielskree, daardie klank wat die jakkals maak, klink soos 'n angschank. Die woord angs beteken bang, en chunk is 'n gehuil. Dit klink amper soos 'n gehuil van iets of iemand wat bang is. En 'n primitiewe spotlag. So, die geskreeu klink soos 'n angschank, maar dit klink ook soos 'n primitiewe, wat weer eens aansluit by die idee van oud, wat ook aansluit by die idee van fossiel, primitiewe spotlag. So, hierdie geskree klink dan soos 'n gelag, waar iemand besig is om die spot te dryf, Goed, so, dit is hierdie gedig in essensie. So wat jy moet onthou is dat daar is natuurlik, as ons kyk na die vraag en in die vraagstel, gewoonlik kom hierdie vraag, eerste worp kom gewoonlik as 'n opsteltipe vraag in die eksamen. In hierdie opsteltipe vraag sal hulle vir jou een van twee dinge kan vra. Hulle sal byvoorbeeld vir jou vra die kontraste of die teenstellings tussen Europa en Suidelike Afrika. Goed, daardie teenstellings tussen Suidelike Afrika en Europa, so dit is die teenstellings wat jy dan moet kan opnoem. Hierdie verskillende dinge in strofe 1, strofe 2. En die dinge in strofe 4 en is 1, 2, 3, 4 en 5 en strofe 4 en 5. So dit sal vir ons die kontraste weergee. Maar soos jy moet jy onthou, as ons praat van 'n opsteltipe vraag, veral in die gedigte, jou opsteltipe vraag sluit aan by die vraag. As hulle byvoorbeeld jou sê, gee die kontraste of bespreek die kontraste in die gedigteenstel, eerste worp, deur te let op Europa en Afrika, dan noem jy byvoorbeeld, daar word verskillende kontraste of teenstellings in hierdie gedig gebruik. Dit is jou inleiding. Dan verder, in paragraafformaat, sal jy dan die kontraste noem. Jy sal hierdie twee met mekaar kontrasteer. Jy sal byvoorbeeld sê, in Europa het ons ou kathedrale en kastele, maar in Suider-Afrika het ons dit nie. Jy moet die twee teenoor mekaar stel. So elke punt wat daar vir jou gegee is, elke aspek wat daar vir jou gegee is, moet jy aandui dat dit nie beskikbaar is in Suid-Afrika nie, en waarmee word dit gekontrasteer binne die konteks van wat hier gebeur. Goed, so, dan die enigste ander vraag wat dan ook nog later weer bykom, is dat as daar kontekstuele vraag is, dan vra hulle gewoonlik die volgende, en hierdie kontekstuele vraag sal jy ook in die PowerPoint kry, aan die einde van die vraag, van die PowerPoints. Probeer om daar die vraag te beantwoord, en wat ek dan sal doen, is ek sal later daar die antwoorde bylas, sodat jy jou eie antwoorde daarmee kan vergelyk. So, asseblief, beantwoord daar die vraag vir my. Baie dankie.